Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die plek, wat jou hart opmaak, hier sal jy boer. Welkom by Nisboere. Vandag se program is propvol kookwater Nisboere. Kyk gerus hierna. In hierdie episode van Nisboere, Fromage is 'n Kaapse vervaardiger van fynproewer fopkaas. Naby Robertson by Elsrest Olive and Lavender Farm word olywe en lavendel omskep in 'n reeks unieke plaasprodukte. En ons ateljeegas is Sean Welmans van AgriSkills Transfer. Hier's Corneille. Soos julle weet, vier ons 10de seisoen met 'n groot kompetisie en 'n fantastiese prys. Daar's 'n JAC T6 enkelkajuit bakkie op die spel vir die innoverendste idee om ons nisboerderybedryf te bevorder. Hier is meer inligting. Nisboere keer terug met 'n 10de seisoen en ons vier dit met 'n groot kompetisie. Daar's 'n JAC T6 2 liter CTI enkelkajuit bakkie van bykans R300 000 op die spel vir die innoverendste nisboerdery idee. Stuur jou niskonsep via stemnota of selfie video voor 31 Julie. Besoek nisboere.co.za vir meer inligting. En nou vir iets heel anders. Al ooit van cashew-neutkaas gehoor? Wel, dis 'n resep wat die Kaapse kaasmakers Fromage verfyn het. Nisboere het gaan inloer en proe. It sort of started in Vietnam when I was living and working there as an English teacher, and I was just yearning to come back to South Africa. I want fresh air, I miss the mountains, I grew up here. And that was at a time when veganism was really starting to take off, and I was living with a pair of women in Vietnam who were lactose intolerant. And one of them was actually making this cashew nut cheese. And I tasted it and I was absolutely just blown away. It was fantastic, it was great. So I started immediately from there doing market research, looking at what was available in South Africa, getting costings done and experimenting. And the main thing I wanted was to come up with a product that was kind of a bit more premium than what was available at the time. And along the way, obviously you got to come up with a name. So I initially had the name Illuminati in mind, and thank goodness that didn't stick, because I don't think it would have done half as well. But my girlfriend at the time, who actually started the business with me, came up with Fromage. The fromage is sort of a play on the French word for cheese, which is fromage, and faux meaning fake in French, so sort of fake cheese. We thought that was pretty good. Within my first month here, I had bought my first load of cashew nuts, made my first batch of cheese, and I brought it down. We had a little local village market here in Stanford, and it all sold out. Sort of to my surprise. So that was just a great, sort of push in the right direction. And here we are, 7 years later. We sell about 3 tons of nut-based cheese and butter a year, which is small numbers compared to the big business, but out of our little factory, it's 4 of us. Yeah, we're started, we're happy. Our products, it's a relatively straightforward process to make a nut-based cheese. So we take a raw cashew nut, we soak it in water, and once it's done, we heat treat the nuts. That's sort of just to kill any pathogens that may be present. And following that, we run them through our peanut butter machine, which turns it into a paste. And once we have the paste, we introduce a culture that ferments the nut, and that's where we get all those really nice cheesy flavors. Following that, the fermentation we do for about 12 to 18 hours, depending on the time of year, so it's temperature dependent. And then the product is simply seasoned, shaped into whatever shape it's going to be. So we use the same cashew nut base for our chèvre style product, which is like a goat cheese imitation. We make a camembert and we make a blue cheese, a gorgonzola. So those all start with the same cashew nut base. So we shape that and we set that at a colder temperature so it can be worked with, because when it's room temp, it's quite
imagine a peanut butter sort of a texture. And from there, we have some mature cheeses that take 2 to 4 weeks to grow the white or blue mold. And we actually also introduced recently a macadamia nut-based cheese that we mature for 3 months. So that gets like a stronger sort of cheesy flavor. Package, sent to the shop, and on your table to enjoy. That's pretty much the process. Owning a vegan business, it just makes it so easy. There's, every step of the way, you're being pushed. Push sounds like it's a bad thing, but pushed in a good way to just make decisions that benefit the planet long term. Our factory is already about 90% solar powered, and we use a lot of paper labeling products where we can. We compost all our waste. So sustainability for us, very, very important. Switching to a vegan cheese, if your objective is to ingest fewer calories, great option. There is a lower fat content. Cashews in particular are very high in magnesium. They've got a fair bit of protein. The main difference is, of course, the magical ingredient that people look for in a dairy cheese, casein, which gives cheese that stretchy, cheesy melt. Nut-based cheeses don't have that. So we have to make up for it by just packing in the flavor. If you have never tried a nut-based cheese, I strongly suggest you do it. They're really, really good. They're their own thing. They got their own thing going. I think for anybody who's got a dream, they want to start a business, and they don't know where to start, it can be very intimidating, especially when you start looking at things like company registration, tax compliance, auditing requirements. In the food industry, it's obviously more complex. I would advise to start where you can, with what you can. Our brains are wonderful things. We very quickly start to figure out where improvements need to be made, what needs to happen. And the problem with thinking about it all too much beforehand is just can overwhelm you. There's just so much. But if you just start small, you add to it and you add to it and you add to it. And it's also a safe way to do it without putting too much capital on the line. That's the way I did it. It's not necessarily the best way for any business, but for somebody that's got a small business dream, a safe and approachable way to start. Net hierna, ons besoek Owls Rest Olive and Lavender Farm. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug. Nou is dit tyd vir ons weeklikse kruiekuier saam met Antoinette Pinaar. Geniet dit. Hierdie tannekralebos lyk nie nou baie mooi nie, want hy het vreeslik warm gekry. Maar ek weet nie of julle al hierdie grys saadjies gesien het. Daar koop mense sulke krale in die winkel. En dit is die saadjie het 'n gaatjie klaar en jy trek net so daai dingetjie uit en dan rig jy hom in. En in die ou dae, jy nou as jy 'n ou babietjie was, jy nou nie rattles en goed gehad, of as jou tande nou uitkom, as hy nou van die boom afkom, dan kom hy so groen-bruin uit, maar hy word later so grys. En jy het nou nie rattles en tandegums en sulke dinge nie, dan maak jou mamma hulle vir jou 'n stringetjie, wat hulle hier om jou pols sit, dat jy handje kan kou, dat jou tandvleise nie so seer is nie, en hy's kliphard. En as jy nou van hierdie krale wat ek nou gebruik nou nie almal vir hierdie bandjies wat ek nou vir babatjies maak nie, ek plant nou party van hulle, dat ek volgende jaar weer 'n oes kan hê. So 10 jaar terug was nogal 'n groot skuif in ons lewe gewees. Dit het eintlik 12 jaar terug begin. My man het altyd gesê hy wil vroeër aftree van koöperatiewe wêreld af en iets anders te gaan doen.
en ons het die geleentheid gehad om dit kan doen. Ons het oral rond gekyk in Suid-Afrika en ons het toe 'n besoek afgelê in die Langeberg gedeelte en ons het net verlief geraak op die vallei en gesê this is it ticks all the boxes en ons het die volgende maand teruggekom en toe was Elsrest te koop en ons het 'n aanbod daarop gemaak en die aanbod was aanvaar en dit was 10 jaar gelede dat ons dit gedoen het en ja, en vandag is ons waar ons is. Toe ons hier aangekom het, was die olyfbome reeds hier. Hulle was 7 jaar oud. So dit neem ongeveer so 7 jaar vir olyfbome om 'n volle opbrengs te bring op die olie. So ons was gelukkig geweest, ons het onmiddellik olywe gepluk en olyfolie gepers en gebottels onder die naam Els Products. En ons het intussen ook ander gewasse aangeplant want olywe is maar 1 keer 'n jaar oes en jy wil iets anders deur die jaar ook doen. So ons het met die lavender wat ons doen vir die essensiale olies, het ons ook roosmalva bygeplant en ook roosmaryn om ons persoonlike sorgprodukte reeks verder uit te brei en 'n groot variasie te gee in die verskillende persoonlike sorgprodukte wat jy kry. Ons boer op 'n organiese manier. Ons is nie geregistreer as 'n organiese boerdery nie, maar ons volg die prinsipe van organiese boerdery. So al ons voedings wat ons gebruik is organies. As ons olyfbome snoei, dan mulch ons die blare en die takke en dit gaan weer terug op die grond. En ons plant ook vygies, die algemene naam vingervygies, dink ek ken meeste van die mense, onder ons olyfbome, want dit help ook om die vog bietjie in te hou. En onder dit het ons dan wat hulle noem drip irrigation. So ons gebruik nie sproeiers nie, want baie van die water gaan verlore in die lug, so alles is onder drip besproeiing by ons. Wat ons ook gebruik as 'n mulch is as ons lavender wat ons distilleer vir die essensiale olies, daai plantmateriaal wat uit die distillasiekolom uitkom, laat ons dan ook droog word en ons sit dit ook deur 'n mulcher en dit word fyn gemaak en dit word ook weer teruggesit op die grond. As dit baie nat is, gaan dit na die komposhoop toe. So alle afval wat ons kry van die plaas af word gekompost of word weer teruggesit op die grond. Ons probeer soveel as moontlik daarvan terug te werk in die grond in. Ons produkte wat ons maak op by Elsrest word alles op die plaas gemaak. Ek sê baie keer vir die mense as hulle kom, alles wat jy in die winkel sien, groei op die plaas, word op die plaas gemaak en hier verkoop en aanlyn. So ons begin altyd met ons essensiale olies wat 'n produk is, wat ons verkoop het vir die goedheid daarvan. En dan maak ons persoonlike sorgprodukte van sepe, hand- en lyfrome wat ons ook doen in die verskillende gele in roos malva en in lavendel. En dan doen ons ook moisturizer creams wat my favorite is en verskillende ander produkte en ons doen ook 'n huishoudelike reeks wat dan insluit room fresheners en ook ons skoonmaakmiddel wat 100% natuurlik is. Ons doen ook 'n skottelgoedseep wat ook natuurlik is en is baie sag op jou hande en dit ruik lekker en hy werk. En dan doen ons ook cordials wat baie gewild is. Ons doen 'n rose geranium en 'n lavender cordial en ons doen ook 'n lemon cordial want ons het sitrus op die bome. Daar is ook 'n paar ander perseveer produkte wat ook baie gewild is. By ons is ons lavender marmalade. En as jy kom kuier en jy kom in die koffietuin, ons bedien ook koffies, maar daar's altyd 'n vars gebakte lavender muffin met lavender marmalade wat ons vir julle bedien, saam met 'n heerlike lavender tee. Dit laat jou nie slaap nie, maar dit laat jou tot rus kom en jy kan die omgewing geniet. Die uitdaging om die essensiale olies te maak was nie 'n groot probleem vir ons nie, want Hedley se agtergrond was chemiese ingenieur. So dit was sy passie geweest waar hy ingegaan het, so dit was alles baie maklik.
vir my was die boerdery redelik maklik as gevolg van die agtergrond wat ek het en met tuinontwerp wat ek gedoen het en maar ons grootste challenge was is die eerste keer dat ons saam moes werk. So en dit was ons grootste uitdaging geweest. So om die produkte te maak en alles het ons geniet en ons het die uitdaging aangeneem en aangepak en dit met 'n passie gedoen. Maar om na al die jare wat jy apart in jou eie loopbaan gehad het en dan ewe skielik saam met jou man te werk en hy sal presies dieselfde sê as jy vra wat sy uitdaging is om met sy vrou te werk. Moenie opgee op jou drome nie. Die belangrikste is sit 'n doelwit by jou droom en jou drome word waar. Dan kan jy verder gaan. Dit vir my is baie belangrik. En die ander, as jy begin met iets nuuts, gee jouself 1000 dae, 1000 werksdae. Moenie opgee voor dan nie. En dit na 1000 dae begin alles net in mekaar in te val. Net hierna, Corneille gesels met Sean Welmans van AgriSkills Transfer. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Dis 'n voorreg om weer vir Sean Welmans, bedryfshoof en direkteur by AgriSkills Transfer Landbouopleidingsentrum te verwelkom. En welkom hier Sean, jy's mos al 'n gereelde gesig hierso. Hey Corneille, baie dankie dat ek vir jou kan kuier vandag. Julle doen goeie werk natuurlik met die opleiding, maar vertel my net van sedert jy laas hier was, is daar enige nuwe planne wat julle het, waarmee julle tans die besigste? Ja, so daar's natuurlik altyd goed wat ontwikkel op 'n plaas en by opleiding natuurlik self. Nommer 1 om relevant te bly is die heel eerste grootste prioriteit. Maar saam dit het die ekonomiese eenhede almal uitgebrei. Daar's 'n voerkraal wat bygekom het. Weidings en dekgewasse is ook gevestig. Maar addisioneel tot dit, ek dink een van die belangrikste punte is ons huidige akkreditasie uitbreiding. Ja. Ons staan tans met AgriSeta en ons het die QCTO kwalifikasie en akkreditasies ook bygebring en ons is tans ook natuurlik besig om verder uit te brei na groter gehaltes en beter waardes in die opleidingsomgewing. Ja. Wat se tipe landbouaktiwiteite dek julle alles daar by julle? Die kwalifikasies, ons praat altyd van 'n lang formele kwalifikasie waar jy kyk na 'n nasionale diploma, iets met 'n papiere sertifikaat wat agter hom staan en dit is dan in ieder veekunde of plantproduksie. Maar dan doen ons ook die korter kursusse vir 'n ou wat onmiddellik vinnig iets wil leer en dit is 'n verskeidenheid. Beeste, bokke, skape, hoenders, varke en dan ook trekker. En dan doen ons die aanlyn platforms ook en dan natuurlik waar ons skakel van onderneming tot onderneming. So in die verlede waar ons die plaagbeheeroperateurs gedoen het vir plase en boere. So ons is redelik geïntegreerd en gereed om die landbou as geheel te kan ondersteun. Ja, sê dit dek eintlik alles. Mense vinnig oor die aanlyn, maar of jy nou sit in die Kaap en of jy sit in Uganda, waar kan jy sit, kan 'n mens kan hulle deel maak van julle dienste of hulle kan saam met julle opleiding doen? Dis korrek, ja. So die nommer 1 bepalende faktor natuurlik is daai toegang tot teorie is onmiddellik beskikbaar en so ou moet dan net natuurlik sorg dat hy toegang tot die praktyk het ook. Maar die lekker ding van landbou, jy kan 'n man daar 'n paar goed leer en ek amper sê as jy daai eerste put in die grond druk en vir 'n bietjie liefde en aandag en water gee, dan het jy al 'n inkomste en 'n oes al in 'n kort tydperk. Ja, feitelik so en ek meen die groot wen natuurlik is hulle gaan deur al daai prosesse en aan die einde wanneer 'n ou nou daar klaar maak, dan gaan hy reg in die mark in. So met 'n tipiese onderhoud by 'n boer begin hy en hy sê, maar oom, ek het al halfte van my kwalifikasie reeds voltooi in my eerste jaar, ek soek plek om te werk. Hierso is my 1200, 1600 praktiese ure wat ek voltooi het, met omtrent 11 kwalifikasies en kort kursus sertifikaat. Dis nou beesbok, skaap, slanghantering, veiligheid van agrochemiese stowwe of landbouchemiese stowwe, maar so ook noodhulp en 'n klomp ander goed. Dit gee vir die boer die geleentheid om te sê, die ou is nie 'n risiko op my plaas nie, ek kan hom 'n kans gee. Ek dink net inleidend ek gevra het, maar waar is julle gebaseer? So ons kantoor is in Groenkloof en dan het ons die plaas net buite Cullinan, maar daar's 3 modelle van studie ook. So studente kan voltyds op die plaas bly, woon en studeer, maar ook uit die Pretoria omgewing kan 'n ou op Groenkloof studeer en dan gaan hy vir 'n week lank elke 6de week en hy bly op die plaas, dan bind ons teorie en praktyk bymekaar. Wanneer neem julle 'n nuwe
studente in? So vir die voltydse program doen ons inname elke Februarie en dan weer nou in Junie. So ons is tans oop vir nog inskrywings. Aanlyn is dit deurlopend oop, enige ou kan enige tyd invul en Groenkloof werk dan dieselfde met 'n Februarie en 'n Junie inname. So studente wat voornemend en belangstel tans kan nou inskryf en die ouens wat begin kyk vir volgende jaar, potensiële ou wat nou matriek is, en kan dan nou begin na ons kom besoek op oop dae en webtuistes besoek en sien waar wil hy inskryf en vir wat. Okay. En in die toekoms is daar nuwe modules, nuwe kursusse, nuwe innovasies wat julle na kyk, wat julle wil toepas? Ja, so een van die dinge wat ons regtig prik is om bietjie te begin kyk na presisie en die inkorporering van tegnologie. So ons het nou al met daai begine rondspeel. Ek weet Agritech Innovation het ons ook baie gehelp met grondprofiele en die samples trek, fisiese klas en chemiese klas. En dan begin ons nou al hoe meer en meer na dit begin. Die laaste aanplanting van mielies het ons die biostimulant en farrow gedoen. En ons sien die verskil en die student leer daarbey. Nou kom hy op die boer se plaas en hy kan sê, oom, ek het hierdie nuwe goed geleer, kan ons dit inkorporeer by jou huidige praktyke. En iets wat my baie opgewonde maak is, ons begin ons oë nou spits na die wildsmark toe. Want onderliggend is baie van die plantkomponente en dierkomponente bly dieselfde in veiding en in ruminante. So ons begin so 'n bietjie in die wildsbedryf ook inbeweeg en dan sit ons net daai spesialisering bo op ons huidige diploma. Kostegewys is daar, kom die ouens met beurse, is dit maar die ouers moet betaal, wie, hoe finansier hulle dit? Ja, so ons het verskeidenheid studente, die hoofkliënt is tipies maar iemand wat homself befonds, 'n ouer wat vir haar studie betaal, maar ons vind ook nou dat baie ondernemings gebruik hulle, kom ons sê, opleidingsbegroting om 'n student mee te beurs. So ons sien verskeie areas waar die studente dit doen en sommige van die groot boerderye het ook nou al gesê vir ons personeel wil ons vir daai ouens se kinders die beurse oordra. So ons werk in daai gedeelte ook. Ek wil nie heeltemal altyd afhanklik wees van 'n wispelturige stelsel met die staat waar ou nie kan staat maak op 'n befondsing en jy kan nie 'n droom bou as die begroting nie daarbey gaan pas nie. So net so laastens, jy het waarskynlik gesien die kompetisie wat ons het waar jy splitte nuwe JC bakkie kan wen en ek weet mos dat julle het 'n klomp innoverende slim studente daar by julle, so dink jy daar's iemand wat gaan inskryf en moontlik kan wen? Ek weet van meer as 140 wat sal inskryf. Okay. Nou 'n bietjie omdat ons vriende al so lank pad kom vir jou tip gee hoe gou hulle inskryf hoe beter. Daar is 'n sperdatum, maar as ek dit nou kry het ek meer tyd om aandagtig daarna te kyk en wie weet miskien kan ek een van daai stories nog gebruik vir ons reeks laas. Dit sal fantasties wees. En maar weer eens baie dankie vir jou tyd. Dankie vir alles wat julle vir landbou en vir ons doen en ek hoop ons gaan 'n lang pad saam stap. Baie dankie Corne, dit was lekker om by jou te kuier. En al die inligting van hierdie kompetisie wat ek en Son gesels het is op ons webblad beskikbaar. Tot volgende week. Mooi bly. Onthou om julle NIS-idees in te skryf en om ons land se nisboere te ondersteun. Hier sal jy boer. Volgende week in Nisboere. Klein kraak in Elandsfontein verbou miniatuur waterlemoene. Ons ateljeegas is Von Botha van Digiforte. Moet dit nie misloop nie. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.